Daar's 4 basiese persoonlikheidstrekke. Nou, hierdie 4 basiese persoonlikheidstrekke maak 16 verskillende persoonlikhede op. Maar hierdie 16 kom met die 4 basiese hoofpersoonlikheidstrekke. Want jy kan 25% wees van 51% en so verskil het, en al hierdie variasies maak op dat ek en jy een van 16 unieke persoonlikhede het. 'n Kombinasie van hierdie 4. Wat is hierdie 4? Wel, almal van ons wat hier sit, is geneig om in 'n omstandigheid waarin ons is, of te neig na om 'n introvert te wees, of om te neig om 'n ekstrovert te wees. Dis die eerste 2 groot persoonlikheidstrekke. Natuurlik kry jy ook wat hulle noem 'n ambivert, dis wanneer jy meer in die middel is, maar hoofsaaklik, en ons verskil ook van plek tot plek. As ek op 'n plek is waar ek tussen vriende is wat ek ken, kan ek maklik 'n ekstrovert wees, dalk tussen my familie. Of andersom, ek is 'n ekstrovert tussen vreemdelinge, maar wanneer ek saam met my familie is ek meer stil en ingetoe. So, introvert en ekstrovert, dis die eerste 2 groot. Dan, die volgende 2 groot persoonlikheidstrekke is mensgeoriënteerd of taakgeoriënteerd. Almal van ons is geneig om of meer mensgeoriënteerd te wees. Dis vir jou lekkerder om tussen mense te wees, die werk kan 'n bietjie wag, of om te sê, luister ouens, ons gaan nie nou speel nie, ons werk eers en die take moet afgehandel word, en dan kry jy ook natuurlik mense wat meer na die middel neig. Nou dis jou 4 basiese hoofpersoonlikheidstrekke. Wat belangrik is om te verstaan, is dat ek en jy verskil. Ons verskil van mekaar. As ons 16 mense om 'n tafel is, en elkeen van ons het 'n verskillende persoonlikheidstipe, kan jy dink dat dit spanning kan veroorsaak. Ons kyk na dinge, ons kyk anders na dinge, ons verstaan dinge anders, ons prosesseer dinge anders, en ons het ander goed wat vir ons belangrik is. En dit is hoekom dit belangrik is dat ek en jy moet agslaan op mense, dat hulle verskil, en nie 'n opinie hê op iemand anders net omdat hulle verskil van ons nie. So hier is die volgende 3 dinge wat ek en jy moet doen wanneer dit kom by persoonlikheidsverskille. Eerstens is wees bewus daarvan. Wanneer ek in die kerk is, moet ek bewus wees, mense verskil en dis oukei. Ek kan nie net in 'n kerk wees waar almal is soos ek nie, want dan gaan die kerk nie kan funksioneer nie. Spreuke 19 vers 11 sê, 'n verstandige mens beteel sy meer en stel sy eer daarin om vergewingsgesind te wees. 'n Verstandige mens is iemand wat na ander mense kyk en weet, hoor jy, ons verskil en dit is oukei. Wees bewus daarvan dat mense verskil. En dan party mense onder jou vel inkom en dit is oukei. Nommer 2, aanvaar verskille. Nie net te bewus te wees nie, eintlik moet ek en jy verskille kan vier. Ons moet kan bly wees daaroor. Maar eerstens moet ons dit aanvaar. Romeine 15 vers 7 sê, aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Met ander woorde, wanneer jy na iemand kyk, daardie botpersoon, daardie persoon wat verskriklik taakgeoriënteerd is, of verskriklik mensgeoriënteerd is, sy werk om nooit, begin deur om mekaar te aanvaar, en dan waardeer verskille. Ek dink een van die groot werke van die leiers in die gemeente, en as jy 'n leier word in die gemeente, is om te sê, ons moet dit celebrate. Ons moet weet dat elke persoon het 'n nis waar hy op sy beste is, waar hy op sy beste in die koninkryk aangewend word. En ons moet seker maak, want as jy 'n ou in 'n posisie sit waar hy nie hoort nie, frustreer dit hom en dit maak hom moeg. Daarom, 'n ou wat verskriklik taakgeoriënteerd is, moet jy in 'n posisie sit waar hy baie take het, waar hy kan afhandel. Iemand wat baie mensgeoriënteerd is, moet jy weer in 'n situasie sit waar hy met baie mense werk en nie baie take het nie. En so moet ons wys werk met mekaar. Ek lag so, in 'n kerk wat ek was baie jare terug, het ons 'n tannie gehad, en baie lief vir die Here, maar sy is verskriklik taakgeoriënteerd. En ek was in 'n gemeente van oor die 4000 lidmate, en ek kan onthou, eendag was daar niemand in die voorportaal om die telefoon te antwoord nie, en sy is 'n introvert, taakgeoriënteerde persoon. Sy het al ons administrasie gedoen in 'n toekantoortjie waar jy omtrent nie vensters gehad het nie, met 3 risograwe. En die telefoon lei, niemand tel die telefoon op nie. En sy stap met die telefoon en sy antwoord, hierdie telefoon van hierdie gemeente waar daar 4000 lidmate, en sy antwoord hom so, wat is dit? En daar het ons die les geleer, daai tannie mag glad nie die telefoon antwoord nie. Sy moet in haar kantoor bly, by die risograwe en daai werk afhandel. En ons het seker gemaak, dat as daai vroutjie gaan om koffie te gaan maak, die ene wat die telefoon antwoord, dan mag hierdie tannie nie die telefoon aanneem. Almal is op high alert. So dis om net 'n ligtelike storie om vir jou te sê, ek en jy moet bewus wees van verskillende persoonlikhede. Ons moet dit aanvaar, maar ons moet dit ook vier en aanwend waar die Here dit wil gebruik in sy koninkryk.